16 April, wat die genade van God in ons lewens uitrig. Verander ons onbeskaafdheid in verfynheid. Laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Romeine 12 vers 9. Gewoontes wat dikwels herhaal word, vorm die karakter. Kinders wat hulle dit veroorloof om onbeskof met mekaar te praat en om tuis ongeskik te wees, is besig om gewoontes te vorm wat in later lewe aan hulle sal vaskleef en uiters moeilik sal wees om te oorwin. Daar is geen bewys dat hulle die Here vrees nie. Hulle karakter is onverfyn. Hulle geaardheid word grof, hoflikheid en die bestanddele van verfynde maniere ontbreek. En alles saam spreek van swak opvoeding tuis. In die gedrag van die kinders, weg van die huis af, kan vreemdelinge die geskiedenis van die huislike lewe soos in 'n oop boek lees. Hulle lees daarvan ongedaande pligte, van gebrek aan bedagsaamheid, van gebrek aan onbaatsigtigheid, van twisgierigheid, van prikkelbaarheid en ongeduld. Daarenteen sal hulle wat bewys dat hulle die vrees van die Here koester, deur hulle karakter, hulle woorde en hulle dade van 'n huis getuig waar liefde gekoester word, waar daar vrede is, waar geduld gekweek word, waar aandagtig aan die klein fatsoenlikhedjies van die lewe geskenk word, met elkeen gedagtig aan sy plig om ander gelukkig te maak. Berei u almal voor om lede van die hemelse gesin te word? Traag u in u huislike lewe om geskik te wees om lede van die Here se gesin te word? Indien wel, maak die huislike lewe gelukkig deur onderlinge selfopoffering. As ons Jesus in die huis wil hê, laat net vriendelike woorde daar gespreek word. Engele van God sal nie in 'n huis woon waar twis en tweedrag is nie. Laat liefde en vrede en Christelike hoflikheid daar gekoester word, en engele sal u gaste wees. As kinders en jong mense traag om tuis vriendelik en hoflik te wees, sal bedagsaamheid 'n blywende gewoonte word. Hoflikheid elke dag sal maak dat hulle altyd hoflik sal wees. Die huiskring is juis die plek waar selfverloning en bedagsaamheid teenoor elke lid van die huisgesin beoefen kan word. So is dit met die gesin in die hemel. So sal dit wees wanneer die verspreide gesinne van die aarde in die hemelse tuister herenig sal word.